Ek sien op baie kommentare, die mense is baie ontnigter met die DA party na ou Steenhuisen se gekuier daar in Trump se Withuis. En ek het al voorheen gesê, ek verstaan glad nie hoekom die blanke in Suid-Afrika vir die DA stem nie. Hoekom stem julle vir die DA? Die DA is nie 'n party vir wit mense nie. Die DA was van die begin af, sy ontstaan was oor die regte en voorregte en whatever van die swart man. En naas die feit dat die DA 'n sterk Joodse party is, sy wortels is uit die Jodendom. En die Jodendom is nie pro-blank nie. So as jy dit nie weet nie, dan kry ek jou jammer, want as jy nie slaap. Nou, ek wil net nou hier, gaan ek het vir jou lees. Jy kan gaan opsoek. Helen Zille was born in Hillbrow, Johannesburg, the eldest child of parents who separately left Germany in the 1930s to avoid Nazi persecution due to the fact that her maternal grandfather and paternal grandmother were Jewish. Daar's dit. Sy is 'n Jood. Reg. Kom ons kyk. Interessant. Hier sê, kom ons kyk. Her mother was a volunteer with the Black Sash Advice Office. While her family lived in Rivonia, she was educated at the Johannesburg St. Mary's School, Waverley, one of the city's private education schools. Nou, hierdie St. Mary's is 'n katholieke skool. Baie interessant, altyd die Jode se koneksie met die katholicisme. Reg. Hierdie Black Sash was 'n organisasie deur Engelse en Jode gedryf, wat effektiewelik maar 'n dogterorganisasie van die ANC was, wat nou beklei het vir die regte van die swart man. Nou dat die swart man regte het, nou hoor jy nie dat die DA beklei vir die regte van die wit man nie. Dit hoor jy nie, want hulle is nie gepla oor die wit man nie. Die Jode is 'n nie blanke ras. Hulle beskou hulle self as 'n ras op hulle eie, en hulle is baie spesiaal volgens hulle. En dit het niks te doen met die Bybel nie. So, as jy gedink het die Jode het iets te doen met die Bybel, of die Bybelse Israel, want ek vir jou slegte nuus, niks daarmee te doen nie. Nou kom ons kyk 'n bietjie na Tony Leon. Tony Leon was ook 'n baie bekende leier van die DA, ek dink veral in die tyd van 94 en selfs daarna. Leon was born and raised in Durban during the apartheid era. He was educated at the Clifton School and Kearsney College near Durban. His father, Ramon Leon, was a High Court judge. Kom ons kyk, waar staan dit? He is Jewish and had his bar mitzvah at the Great Synagogue in Durban. Daar is hy Jood. Hierdie ou het ook dubbele burgerskap met die Joodse staat. Hy het 'n rukkie daar gaan bly en sy vrou is ook 'n Jodin. Goed. Kom ons kyk. Suzman was instrumental in improving prison conditions for members of the banned African National Congress, including Nelson Mandela. Nou, Nelson Mandela het bomme geplant. Weet jy dat hy 'n terrorist is? Hy is nie toegesluit oor wat hy gesê het nie. Hy is toegesluit oor wat hy gedoen het. Hy was 'n terrorist. Hy het op 'n stadium 'n hele gesin, daar iewers in die Oos-Kaap, ek dink die woonwa aan die brand gesteek, die hele gesin, die blanke gesin het doodgebrand. Onder hom, ek praat onder korreksie, maar ek dink jy kan dit gaan oplees, wat ek nou sê. Nelson Mandela was 'n terrorist. Helen Suzman, deel van die stigterslid van die DA, sy het agter hom aangeloop, effektiewelik daar gaan kruip. So daar is die konneksie. So ja, sy was groot vir die ANC, so sy was eintlik, die DA, daai tyd was hy die Progressive Federal Party, was eintlik 'n organisasie of 'n politieke party, wat kan ons sê die politieke vleuel van die ANC was, toe die ANC verbanne organisasie was. So, toe die ANC nie kon praat in Suid-Afrika nie, want hulle is verban, so wie is toe die back? Wie is toe die back? Hierdie progressiewe federale party, die PFP, reg. Baie belangrik om te verstaan. So, hier sien ons klaar hoe die dinge loop. Ek meen, dis mos nou nie moeilik om te verstaan nie.
So jy sit met 'n organisasie wat sterk Joods agtergrond het, en dit gaan vir hom oor die swart man en die swart man se oorheersing oor die wit man. Dit is waaroor dit gaan hiersom. En hier is 'n baie mooi prentjie, en ek gaan hom bysit hier op die einde, dat ons net mooi hierdie prentjie van Helen Suzman kry. Suzman in the late 1950s, en hier staan sy met 'n papiertjie, hierso staan race classification in South Africa. The effects on human something. Ek kan nie mooi lees nie. The effects on human something, seker beings of something. Nou, hierdie race classification het te doen gehad met apartheid. So die DA was vreeslik anti-apartheid. Dit was eers die PFP en toe die DP en toe die DA. Reg. Dat maar nou maar net die naam verander. Daar's niks demokraties omtrent hierdie party nie. Niks. Boggerol, zero, nada. Die organisasie is 'n handperd van die ANC SHKP. SHKP is ook sterk Joods gedrewe. Die ANC se bande is met hierdie SHKP en met Jode. Jy kan maar gaan kyk tydens die Rivonia verhoor. Maar hier was hulle bekommerd oor rasseklassifikasie. Anti-apartheid, daar mag nou nie rassewette wees nie. Maar deesdae is daar rassewette in Suid-Afrika. Hoor jy ooit die DA praat oor hierdie diskriminasie teen blankes? Nee, hulle is doodstil, man. Hulle sit daar met hulle bekke vol tande, my ou maat. Want dit gaan daaroor dat hulle die swart man gebruik, die Jood gebruik die swart man, om die blanke te onderdruk en dan uit te moor. Hoekom? Hoekom is dit so? Wat het ons die Jode gedoen? Baie eenvoudig, die Jood is die Baster Edomiet. En dit is hoekom Jesus vir hulle sê, julle is 'n addergeslag. Julle sal nie die oordeel van die hel ontvlug nie. Ek wil net kyk of ek miskien net vinnig het kan lees, maar dit staan daar in jou Bybel. Ek meen, dit is nie moeilik om te gaan soek nie. Gaan soek dit. Kry vir jou 'n Bybel app en dan gaan soek jy dit. Hulle is 'n addergeslag. Hy noem hulle dit. Hy sê julle slangsaad. Gaan lees Johannes 8. Ek moet dit tog vir julle uitlê. Die hele Johannes 8 gaan oor DNA. Waar hy vir hulle sê, julle moenie dink julle is eintlik die kinders van Abraham nie. Julle is eintlik 'n baster nageslag en julle doen nie wat Abraham gedoen het nie. Abraham wou my nooit doodmaak nie, maar julle wil my doodmaak. En dit is hoekom ons vandag sê die Jode sit agter die moord op Jesus Christus. En daar's mense wat dink daar's nie 'n moord gepleeg nie. Haai, jy kan nie glo hoeveel sotte is daar in ons land nie. Maar as blankes wat baie gebruinspoel is. En is lief om te sê, Jesus sê, ek lê my eie lewe neer. Dit is so. Maar hy het nie vrywillig maar die kruis toe gegaan nie. Hulle het hom in hegtenis geneem. Ek dink daar was 'n stuk of 4 of 5 verhore, en toe het hulle hom gekruisig. En die een wat die opdrag gegee het was Caiaphas. En jy kan maar gaan lees op die internet, Caiaphas was 'n Edomiet. Herodes was 'n Edomiet. Die Baster Edomiet was die priesters, dit was die Fariseërs en die Sadduseërs in die tyd van Jesus. En nou nog is die Jode se bekke dik. Jy mag nie sê eintlik hulle het Jesus vermoor nie, dis antisemitiek. Nou die Jode is in hulle lewe nie semities nie. So, Sem is die blanke nageslag van die wêreld. Dis die blankes. So, as jy dit nie verstaan nie, dan weet ek nie wat om vir jou te sê nie. Die idee dat die Kaukasiërs kom daar van Kaukasus af, hy sies toch, God het ons uit die hemel net daar neergegooi op die Kaukasus gebergte. Dis baie dom om so te redeneer. Ons kom van die Kaukasus gebergte af, want ons is die verstrooide Israel. Maar nou ja, baie mense verstaan dit nie, nou ja, dan, ek kan jou nie help nie, maar wat vir my net baie verstommend is, dat die volk nou eers agterkom waarmee het hulle te doen. En dan is hier 'n oulike ou videoetjie wat ek wil bysit, gou van Steenhuisen, waar hy saam dans oor, skiet hy met sy masjiengeweer, dans hy saam met die swartes, waar dit gaan oor die moord op blankes. En hy's voor in die koor. So kyk maar nou die videoetjie, en dan dink jy weer, waar wil jy stem?